Thank you, worship team. Julle weet ek like daai sê, né? Thank you, worship team. So once again, good evening, family. How are you doing this evening? Ons is hier in a family meeting. Pastor Clifford and Emerentia, welcome home. Welcome home. Ons gaan 'n paar vrae vra soos vanoggend. And I know you want to pray before we start. Definitely. Yeah, Definitely. you want to pray. So we're definitely. going to ask Pastor Clifford to just pray for us. Yeah. Heavenly Father, we come to you in the mighty name of Jesus. There's no other name, Lord. Tonight is not about me. It's not about Emerentia. It's not about Riaz. It's not about the worship team. It's not about what we think we can offer. But it's about you, God. So many times we get into places and if we don't feel something, we judge and say it wasn't good. But God, we're not here to impress anyone, but we're here to impress you tonight, God. And I ask you to use myself and Emerentia and Riaz tonight to glorify your name, Heavenly Father. This is about your name. This is about your kingdom. This is about what you have given up in order to set us free, Heavenly Father. Your only begotten Son, Heavenly Father. There's a lot of people sitting here tonight, Heavenly Father. They have questions, Lord. And I know, God, it's through you, through your Holy Spirit, Lord, that you can answer them. But I pray that you make them aware of any spirit that wants to block them for not hear what you say tonight, Heavenly Father. Not by might nor by power, but by your Spirit. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Baie dankie. So nou gaan ons Pastor Clifford en Emerentia ontmoet op 'n ander noot. Ek glo wat jy vanoggend gesê het, Pastor Clifford, that you are not here to make yourself known and to boast about yourself, but about your walk with Christ and of course what He did in your life. Gepraat van daai, ek gaan begin met Emerentia. As finest, ja? Ja, want ek weet Emerentia het vanoggend gesê dat you know, Pastor Clifford has got a powerful personality. So ons hou daai powerful personality in. Emerentia, so baie mense weet dat jy is van geboorte af Christen, is ek reg? Ja. So, maar dit is nie die waarheid nie, né? Ja, dis maar my siening, as ek jou so aankyk, lyk dit jy's gebore, Christen gebore, but I know everybody's got a story. Where did your story begin? Waar het jou storie begin met Christus? In kort. In kort, goeienaand almal. Ja, nee, ek was nie van kleins af of opgegroei, byvoorbeeld in 'n huis waar ons gelowig was. My ouers het groot opgegroei, net soos my ouma almal, het in 'n tradisiekerk groot geraak. En dis hoe ek ook groot geraak het. En ek het geglo altyd dat, soos wat ons maar ook groot geword het in tradisiekerke, dat as jy kerk loop, is dit fyn. Jy is ook maar 'n gelowige. Jy kan goed doen wat verkeerd is. Jy kan oral gaan en dan kan jy môreoggend in die kerk sit en alles is fyn. Maar ek wil net vanaand vir u sê dat werk nie so nie. En ek het dit kom beleef dat ek moes 'n verhouding met die Here aangaan. En ja, baie keer het ek goed gedoen, danse geloop, goed gedoen en dan môre gaan sit ek in die kerk en ek dink ek is ook bekeer. Maar die Here het vir my 'n ander prentjie kom wys rondom bekering. En die Here moes my, toe ek met Clifford trou, Clifford het in 'n Pinksterhuis groot geraak. En ek het dit nie verstaan regtig waaroor dit gaan nie. En ek het altyd vir Clifford gesê, as jy bekeer is ek ook bekeer. So ja, omdat hulle hande geklap het en ons het nie. So dink ek, okay, julle dink julle is bekeer, so ons ook bekeer. Maar die Here kom in 'n tyd waar ek en Clifford getroud is. En Clifford gaan werk in Tulbagh. En ek moes my huis verlaat. En dit was vir my moeilik geweest, want ek was nog nooit van die huis af weg nie. En ek het besluit, ek gaan sê ja. En ek het met die Here gepraat, en terwyl hy was vooruit, en ek moes agterna gaan. En ek het geweet wat vir my wag nie. En ek het met die Here gepraat, in die bus, terwyl ek sit op pad Tulbagh, dus ver plekkie, ver van die huis af, en dit is die eerste keer wat ek reg uit George het beweeg, en ek sê, Here, ek verstaan nie wat die plan is van u nie, maar Here, ek sal gaan. En die Here bang vir my Abraham, en hy sê vir my Abraham, Here het vir Abraham 'n opdrag gegee, waar Abraham sy ouer huis moes verlaat het. En Abraham het gegaan na die land waar die Here hom gestuur het. En net so sê ek in hy bus terwyl ek as die Here, ek sal gaan na die land waar u my stuur. En min het ek geweet, dit is waar ek die Here gaan ontmoet. En die Here is so wonderlik, hy kies iemand in Woester uit, 'n vrou wat baie na aan hom geleef het. En hy sê, hy stuur daardie vrou en ek in Clifford hulle toe. En weet julle wat, daardie week
kom ons tot 'n bekering. Die Here gebruik 'n vreemde vrou wat hy 'n opdrag gegee het, wat gehoorsaam was aan die Here om vir my tot redding te bring. En daar het ek 'n ontmoeting met die Here gehad en dinge was vir my nooit dieselfde weer gewees nie. Wow, amazing, amazing. Baie dankie, Marisha. Baie dankie. Jy het genoem dat Pastor Klippert, jy het in 'n kerklike huis groot geraak. En my ontmoeting met jou was in PPK, Pakkelsdorp, né? In Kerkstraat. My ma het ingestap in die kerk en iewers skielik is ons nou nie meer moslim, het ons nou hier by die kerk ingestap. En my eerste ontmoeting met Klippert en sy familie was toe hulle begin bid het. Hierdie Pinkstermense bid ons almal saam. En dit is Klippert. So that was amazing. Ek het gedog, what am I doing here? Wat het deur jou mind gegaan en hoe het jy tot inkering gekom? Baie dankie. Hart is my stem gebreek. In elk geval. Ja, Marias, is interessant dat jy Emerensha word in 'n tradisionele huis groot. Ek word in 'n Pinksterhuis groot. Hoe haar mindset is en hoe my mindset is. En ek het nie van die kerk gehou nie. Om eerlik met jou te wees, want dit was oggendkerk, aandkerk, middagkerk, alle kerke wat daar kan wees, is net kerk. Jy gaan nie slaap in die kerkie, as jy slaap in die kerk, gaan jy pak ry by die huis. En jy het in die kerk groot geraak, en ek het gesê, as ek klaar is met matriek, gaan ek nooit weer in my lewe kerk toe nie. Ek gaan nie kerk toe nie. Ek het even vir die mense gesê by die skool, as hulle my vra wat 'n kerk ek is, het ek 'n ander kerk se naam genoem, want ek wil hê, julle moet weet ek is van die handeklapkerkie. Want almal het gaai gemaak, so baie keer was sekere dinge wat ek gesien het, was nie vir my lekker in die kerkie, want ek het dit nie verstaan nie, maar min het ek geweet, dat die Here was besig om die saad in my lewe te plant. So whether ek het nou wel geweet het, of ek het nou nie wou geweet het nie, die Here was besig om 'n saad in my lewe te plant met daardie tyd. Maar fast forward, ek het altyd gedink, ek het die Here aangeneem in my lewe seker 1000 keer. Elke keer val ek terug, ek kan julle nie beskryf, hoeveel pakkies sigarette het ek al opgebreek, net om die volgende dag weer pakkie te gaan koop. As ek kwaad, as ek die Here gaan my deurdra. Maar ek het nooit geweet dat ek was nog nie regtig, ek het my nie oorgegee nie, ek het geweet dinge van die Here, maar ek het nie die Here van die dinge geken nie. Because I have seen how God manifests, amper soos die Heilige Gees. Baie van ons ken die krag van die Heilige Gees, maar ons ken nie die persoon, die Heilige Gees nie. Maar ek dink, Rias, my regte bekering het 'n paar jaar gelede eerste plaasgevind. Ek en Emerensha was in 'n kerk gewees, ons het seer gekry in die kerk, ons was nie goed behandel gewees nie, maar ons het begin sleg praat toe ons uit die kerk het gaan. Alhoewel ons bygedra tot hoe my behandel word, because remember it takes two to tango. It always takes two to tango. Always remember that. It takes two to tango. Maar in elk geval, ons het nie goed gegaan met ons daar nie, en ek het begin lelik praat van die pastoor en sy vrou, ek het hulle begin judge, hoe kan hulle dit doen, en eendag sit ek nog by die huis, en die Here sê vir my, jy gaan verskoning gaan vra, van jy raak nie gesalf daar nie. Whether they were wrong, they were appointed by me, and you are not allowed to touch them. Dis amper soos David, toe Saul daar gesit het, kon hy nie vir Saul aanraak nie. En ek het lelike goed, en ek sê, nee Here, maar ek het mos nie verkeerd gedoen nie, ek het my beste gedoen, hoekom en ek gaan verskoning vra? Die Here sê, you need to go and apologize, you need to go make right. En ek is kerk toe, ek en Emerensha, en ek dink nou, ek gaan verskoning vra vir die pastoor en sy vrou, as die kerk uit is, of agter geslote deur, en die Here sê, nee, jy gaan vir die hele gemeente verskoning vra. Ja, hoe kan ek nou dit doen? Ek weet nou, ek was nie verkeerd nie, maar ek dink, Here, I'm going to surrender to you now, en ek gaan staan op, en ek vra belydenis doen ek in die kerk, en ek vra vergifnis vir die pastoor en sy vrou, en weet julle toe ek dit doen, toe lyk dit soos 'n ding wat afval van my af. Boah! Ek het nooit geweet hoe swaar dit kan wees om dinge te dra, wat jy nie van bewus is nie. Is swaarder as om 'n stuk lood te dra. Because the moment I asked them for forgiveness, God released me. En ek onthou wat die pastoor se vrou vir my sê, 2 dae voordat ek na hulle toe gekom het, het die Here vir haar droom gegee, en die Here het vir haar sleutels gewys, en die Here het vir haar gesê, you need to hand back the keys to Clifford. En ek onthou, nadat sy vir ons gebid het, sê, man, gee sy die sleutels vir ons terug. En weet julle, na dit, dink ek weet het ek 'n ontmoeting met die Here gehad, en my hele lewe het verander, tot op vandag, waar ek vandag staan, in die roeping van God.
Amen. Baie dankie vir die Here. Dankie vir die Here se hand op jou lewe. Amen. Dankie vir jou gehoorsaamheid, Clifford. Dankie vir daai. Kom ons die weet ons is mos 'n kerk wat een van ons values is span, right? Kom ons doen 'n quick icebreaker. Wie van julle toe sê eers ek is lief vir jou? Of wie het eers gesê ek is lief vir jou? Moi. Sure. Ja. Ja. Ek het vanoggend genoem jy was seker onder druk geweest, nee. Nee, ek was onder druk omdat sy so pragtig was en ek was bang iemand gaan haar vat. Toe sê ek eers ek is lief vir haar. Remember I'm a love and not a Pluk maar die fighter. blom terwyl dit groen is hier rondom. Okay. Beautiful. En in terme van julle huisgesin, wie is die strenger ouer tussen julle twee? Sy. Of wat sê ek, Lucian? Dink jy ook so? Wat sê Ja, jy? ek is die strenge een meisie, een wat die lang gesprekke voer. So hy doen nie pylwerk. Hy doen nie pylwerk. En dan 'n laaste vraagie net so voor ons gaan, na die commercial break toe. Ja, nee ja. Sê gou vir my in 'n seisoen van moeilike tye in julle huisgesin. Kyk, as jy obviously hoof is van die huis en jy's moeder van die huis, dan is daar mos tye wat jy mos nou die huis moet dra. Jy kan net jou emosies toepas op die huis en sê okay, ek is nou die mekaar en almal is nou die mekaar. Hoe bring julle joy as 'n gesamentlike huisgesin? Hoe bring julle joy in julle huis in? Spesiaal as julle deur moeilike tye gaan. Riaas, eerste ding wat ek en Marentia is nou 25 jaar by die Here en sy gaan nou bydra lewer. Daar was 'n tyd wat dit baie swaar gegaan het finansiëel in ons lewe, in baie omstandighede. En wat ek en sy kon geleer het, never do life alone. Don't do life alone. Moenie in jou eie hoekie sit en dink, ek gaan nie daaroor praat of ek gaan nie mense toelaat in my lewe nie. Ek onthou op 'n tyd wat ek en Marentia en twee van ons vriende, het so swaar gegaan, ons het blikkies oopgebreek vir geld. Nie gesteel nie, ons eie blikkies. Ons spaarblikkies, dit is opgebreek, net om iets te gaan koop en dan deel ons dit saam met ons vriende. Maar ons kan nou lag daaroor hoe die Here vir ons deur hierdie seisoen gedra het, maar my aanbeveling aan u, waardeur u ook al gaan in die lewe, don't do life alone. En wat ons nou doen en sy kan daarby bysit is pray together, talk about it. Pray together and talk about it. Moenie dinge lang dra in jou hart en probeer, jy het 'n ego van 'n man, jy wil dinge alleen doen nie. Dis waar die vrou ook inkom. En Marentia van jou kant af? Ja, ek kan ook sê dat is baie belangrik dat jy as 'n man en vrou met mekaar gesels. Rondom dinge waardeur jy gaan baie kere probeer mens uit jou eie uit, wil jy ding uitsort. Jy as vrou wil een kant kom en jy wil gaan bid. Die man wil op sy manier 'n ding uitvind, maar die Here het vir ek en Clifford oor jare geleer. Dat doen dinge saam, wees eerlik met mekaar, kommunikeer met mekaar. Ja, op mekaar deur hierdie situasie. Ja, dit is miskien my fout, maar kom ons werk saam aan dit. En dit is belangrik soos Cliffy sê dat 'n mens die lewe saam doen, dat jy mense kry wat jou inhak. Mense wat jy regtig weet wat saam met jou kan bid. En dit is wat ons gedoen het in 'n tyd waar ons moeilik gegaan het. Of wanneer tye moeilik het ons mense gehad wat ons mekaar ingehak het. Mense wat kan verstaan en kan weet en wat kan onmiddellik kan weet hulle moet na die Here toe gaan en jou kan oplig. Nie mense wat jou kan afdruk nie, maar mense wat weet dat hulle het nou gebed nodig. En ja, dis hoe ons die lewe doen. Ons is oop met mekaar, ons bid saam met mekaar, ons het oop gesprekke met mekaar. Daar's niks wat ek en hy vir mekaar nie sê nie. Dit kan maar wat wees, maar ons het hy oop gesprekke met mekaar. So nou weet julle mense, as een van julle skuins gaan, dan julle weet hulle twee gesels daaroor, né? En dan bid hulle daaroor. So they know about you. Clifford, jy was geroep in fulltime ministry. 'n Paar jaar gelede het die pastore Paul en Marinet het jou geroep en gesê, listen, we have, God spoken to us. God says you must go into fulltime ministry with us. And obviously start Protea Park. En obviously met daai kom baie challenges. Jy het by Tekkie Town gewerk daai tyd. Jy was hoog op gewees, jy het perks gehad, al die goed. Hoeveel challenges was daar vir jou om daai besluit te maak om te sê, yes Here, soos Simon gesê het, hier is ek. Ja, Riaas, voor ek daai gaan antwoord, ek wil vir iemand aanbeveel en vir iemand vandag bemoedig. Voordat Pastor Paul en Pastor Marie net die Here deur hulle vir my geroep het, het ek en Marentia nie posisies in die kerk gehad nie. Ons het seating gedoen. Ons het ons ge-enjoy in seating. Ek en Marentia was servants en ons was lief vir serve. And we did serve actually our way up without knowing that people were seeing us because we've done it for the Lord. Met ander woorde, as ons mense sitplekke aangewys het, ons denkpatroon was,
Is iemand wat vandag gaan inkom. Ons weet nie waar hulle gaan nie. We need to create space for them to worship God. So we want to be part of that. En terwyl ek by Techie Town was, lekker werk gehad, private jets gevlieg, just name it. Ek was op 'n level gewees daar so. Het die Here met my gepraat, 3 jaar voor dit het hy vir my gevra, Clifford, wat sal jy doen as ek vir jou 'n CEO of 'n director van die company sal maak? Hoe sal dit voel? Hy laat my op die CEO se stoel sit en ek sê, wow, dit sal nice wees. Hy sê, jy weet ek kan dit vir jou doen hè. En ek sê, ja Here, by U is alles moontlik, want hoe ek in Techie Town se werk gekom het, was al klaar miracle. Ek het die Here gesê, as U my daar wil hê, plaas my naam op iemand wat 'n besluit moet maak, se gedagte, nie op 'n manager nie, op Han, byvoorbeeld op Han, sy is die een wat die finale besluit maak. En die volgende dag gebeur het, maar ons fast forward. En die Here vra vir my, hoe gaan dit voel? En ek sê, jo, het sal lekker voel. Nice, perks, just call it. Maar die Here vra vir my agterna, hoe sal jy voel as ek vir jou in 3 jaar se tyd in ministry inroep? Die gevoel wat ek gekry het, ek kan nie vir julle sê dis 'n gevoel, it was just something else. It was a peace that surpasses all understanding. It was like, wow, I never thought about that. Want ek wou nooit ek het nie gedroom daarvan om ooit voltyds in 'n bediening in te gaan nie. Ek het nie gesê Paul, Pastor Marinette nie. Daar is duisende mense in Hope Family wat Pastor Paul en Marinette kon gekies het. Maar die Here het met hulle gepraat. 3 jaar na dit roep Pastor Paul en Pastor Marinette my in en sê die Here het met hulle gepraat en die Here het vir hulle gesê ek moet voltyds in die bediening inkom. En ek dink, wow, this can only be God, no one else. Maar nog steeds het ek 'n bietjie getwyfel want ek was 'n baie vinnige ou. Ek was 'n vinnige mens gewees. As ek nou iets sien, wil ek dit doen. Die langste wat ek in 'n permanente werk ooit was 3 jaar max. Ek het nooit langer as 3 jaar in 'n werk gebly nie. Nie omdat ek gefire was nie, ek het verveeld geraak. Ek wil altyd gegaan het. En ek het dinge aangepak in die lewe en elke keer het van dit geflop en van dit het nie geflop nie en elke besluit wat ek gemaak het 'n impak gemaak op Emerentia se lewe, asook op my kinders se lewe, asook op my ouers se lewe, want as dit nie goed gaan met my nie, moet hulle instaan, hulle moet kos koop, ma moet met die taxi deurry om vir ons kos te bring, my ma moet bid, my ma moet, so my besluite het 'n impak op baie mense gehad. En toe die Here my roep en ek het so 'n nice werk met 'n goeie inkomste, wat vir my 'n groot vrees was, is dit regtig die Here wat vir my geroep het? Gaan ek 'n vinnige wille besluit nou maak om te sê, ja, as Hope Family, die groot kerk, dis die Here, dis die mense, whatever, of wat gaan ek doen? En ek en Emerentia het ons by die Here gevra, en ek moes oor die vrees kom, en die Here het vir my gesê, you know what, who is Pastor Paul and who's Marinette? I want you to check the track record. En toe ek kyk na Pastor Paul en Pastor Marinette, en met Emerentia, obviously langs my, dink ek die Here kan nie verkeerd te gaan met Pastor Paul en Pastor Marinette nie, because they are missionists. That is what they do. They have sacrificed everything. So as die Here met hulle gepraat het, sê die Here vir my, Clifford, laat gaan die vrees. En ek moes na Emerentia toe gaan, en sy kan haar vrees miskien sê, waarmee sy gesit het, want het was nie net boom, daar kom die Here deur nie. You understand? Ons ken mos hy. Ken hy so? Nebel D. Neem nie naam, noem jy, dit is regte nie. Boom, daar kom die Here deur. My version. Emerentia. Voor die antwoord Emerentia, met die besluit wat Clifford maak, om in fulltime ministry te gaan, obviously dit affecteer die hele huisgesin, affecteer die hele relationship. Wat se challenges het dit by jou gebring en hoe jy Clifford ondersteun deur hy journey op sal ek sê die transition van 'n vaste inkomste en perks en al die goed en dan gaan julle in fulltime ministry en nou is jy supporting wife of a pastor. Hoe werk dit in jou lewe? Ja, as 'n vrou was dit vir my eintlik 'n baie dagende oomblik geweest. Ek het geweet dat Clifford is baie lief vir die Here. Hy het hy passie. Maar omdat Clifford was baie onstabiel voor dit gewees, het dit vir my as 'n vrou dit 4 gebring. En ek het gedink, Here, is dit die regte besluit? Is dit nie weer een van Clifford se vinnige besluite nie? Here, maar ek laat alles in U hande toe. Ja, het was vir my moeilik, maar dit het my meer na die Here toe geneem, meer bidend gemaak en dit was regtig soos 'n regter was dit nie maklik geweest nie. Maar die Here het vir my kom geruststel en ek het gesê, Here, dit is wat my man graag wil hê en dit is wat my man graag wil doen. Here, en ek gaan nie in sy pad staan nie. Here, U het my langs sy gesit en die woord Prediker 4 vers 9 sê 2 is beter saam en saam verrig hulle meer. En ek het gedink dat Clifford se hart is by ministry
En die Here het my langs hom kom sit as 'n helper vir hom om te ondersteun. En dit is wat ek begin doen het. Ek het vir Clifford ondersteun. Ek het gesê, Here, dit is vir uitbreiding van u koninkryk. En ek het besef dat dit is 'n goeie ding wat Clifford wil doen, want hy wil vir die Here wil die siele wen. En as ek deel kan dan net hoekom nie. En dit het nie maklik gegaan nie, maar ek het my vertroue in die Here gesit en ek het bidend gebly en my job was om vir my man te bid. My man aan te help in hierdie ministry, deur hom te support, deur hom aan te moedig, deur vir hom te bid. En dit is wat die Here van my verwag het. En dit is hoekom Clifford vandag hier kan staan, omdat die Here my uitgekies het as 'n intercessor, dat ek vir hom kan opdra en dat hy kan doen wat die Here wil hê hy moet doen. Want as ek nie hom gesupport het nie, waar sou ons gewees het? Sou hy moontlik nie kon gedoen het wat hy moes gedoen het nie, maar die Here gebruik my in die agtergrond. In 'n seisoen waar ek net vir Clifford moet bid, hom moet aanhelp as 'n vrou, want dit is wat van ons verwag word as vrouens, om daar te wees vir ons manne, hulle intaak, wanneer hulle nodig het te motiveer, wanneer hulle moeg raak, hulle aan te help, wanneer daar 'n lek kom van confidence, dat ons dit net van die Here vertrou. Amen, amen. Kom ons dankie Here vir hulle twee se lewens, hè. En as ek nou daaraan dink, is die my langste wat ek by dieselfde plek is. Ja. Dis my 4de jaar. Ek was nog nooit 3 jaar, 4 jaar. Ja, en die Here gebruik my nog. Wow. Okay. Tot in ewigheid sê jy, né? Amen. Ja, Emerentia, so Clifford het 'n baie sterk persoonlikheid. En jy het hom ondersteun in sy loop met die Here en in die loop in ministry, maar jy jouself het ook baie sterk deurgekom. Ek bedoel, op die ouderdom van 50 het jy jou bachelor's degree gekry in onderwys. En daai in homself, come on. Daai was nie maklik nie. Daai was nie maklik nie. How did you keep on going? Hoe het jy besluit, kyk jy, man, ek gaan dit deurdruk. Inteendeel van whatever ons spys, ek gaan dit deurdruk. Hoe in Christus natuurlik, met jou loop in Christus, hoe het jy net aangehou? Ja, ek soos Ria sê, ek het 'n baie lae selfbeeld gehad. En as ek dink toe die Here vir Clifford roep en ek dink, Here, wat 'n leierskap is my. Clifford is sterk in sy persoonlikheid, maar hier is ek, een wat die vol confidence is. En weet jy, die Here is die Here en die Here is getrou. En ek dink toe, en soos ek aangegaan het die Here my confidence gebou. En hier kom ek op 'n ouderdom van 50 en ek kry 'n graad. En wat ek besef het, dat die Here se planne staan vas. Dit maak nie saak hoe oud is jy nie. As ek dink aan, daar's mense in die Bybel wat die Here gebruik het op 'n ouer ouderdom. En dit het my laat gaan en laat besef dat die Here het 'n plan. Voorheen het ek nie goeie werk gehad, ek kon nie verder leer nie, want my ma het nie meer geld gehad om vir my te laat verder leer. En ek het altyd minderwaardig gevoel teenoor dit ook. So daar was baie goedjies wat aandeel gehad het aan my minderwaardigheid, min selfvertroue, wat my gehad het waar ek was. En dit was nie maklik vir my om dit uit te kom nie. Maar aan die einde van die dag het die Here vir my gesê, my identiteit is in hom. Dit maak nie saak van ander se opinies nie. Maar die Here het my laat vashou aan dat die planne van die Here staan vas vir ons. Al is jy hoe oud, en dit het my aangegaan. En ek het 'n goeie support system gehad. Clifford en my seun, alhoewel ek hulle baie kere mal gemaak het, maar die Here het hulle gebruik om vir my 'n support system te wees. So ja, ek dank die Here vir dit, en dat die Here ek wil vir iemand vanaand sê, die Here is 'n God van 'n tweede kans. As jy miskien voel jy het nie 'n lewe nie, daar's niks meer vir jou oor nie, is te laat, wil ek vir iemand vanaand sê, dis nooit te laat by die Here nie, want die Here se planne staan vas vir jou. Amen, amen. Amen. Kan ek gou net 'n joke maak? Ek wil net 'n joke maak. Net vinnig gou. Ek was gister by die wedding by Sitwell en Lorraine se seun se wedding gister. En Sitwell se pa, né? Uncle Pat het gesê, sien jy, ek het 'n bless. Nee, sorry, jou Will se skoonpa, Will se skoonpa sê, sien jy, ek het 'n bless. En so wat my vrou op my kop sit, maar sy sit nie stil nie. Sy skuif bietjie baie rond, so nou val die arme uit, so dis 'n vrou wat werk op 'n man se kop, you know. Jy moet net sit nie met so werk. Dis dit nie, hoor. Maar anyway, Clifford, met al jou... Dis baie gel in my hare toe ek jonger was, ek wil Michael Jackson gewees het. Eskel, sê jy. Eskel. Sê vir my, met jou loop met die Here. You know, the Lord has blessed you so much. Ek onthou het tyd jy 'n massive billboard gehad het daar voor Eden Tech. Massive billboard. Hy het jy nog hare gehad, by the way. Ek wil dit noem. En dan obviously jou eie talkshow op die radio gehad en allerlei
special privileges met die private jet en goed. Hoe bly jy grounded in Christus? Al gaan dit hoe moeilik, al gaan dit hoe amazing. How do you stay grounded? Because baie van ons hardloop weg met dit. You know what I mean? I am now almost, ek is nou 'n Christen. Nou is ek beter as almal, of ek is nou 'n service leader, of ek is nou 'n team leader. How do you stay grounded? Wat kan jy vir ons vertel? Riaz, om af te lê en om elke dag my te remind that you are not bigger than the message. You are the messenger. God have chosen you. Die Here kan 'n klip gebruik. Die Here kan enige iemand gebruik. Dis dis nie jou reg nie. God have called you. God have chosen you. But it's actually not your message at all. En ek remind my elke dag in how I depend on God. Because without God, I'm absolutely nothing. Nothing. Ek remind myself in my identity. My identity is not in the opinions. Al die jare het ek my identity in mense gesoek. Ek was 'n people's pleaser. Ek wil almal laat lag het. Ek wil julle laat goed voel het sodat jy my kan aanvaar in jou vriendekring. Maar dit was 'n moeilike taak geweest want jy kan nie byhou nie. Jy smile, jy's daar, maar diep in jou hart as jy baie seer. En toe ek die Here in my lewe aangeneem het ek besef, maar ek hoef nie meer dit te doen nie. En ek sal dit nooit vergeet wat die Here vir my gedoen het nie. En wat hou my grounded is julle wat vandag hier sit. As ek na julle kyk, die Here het my geroep om julle te pastor. Die Here het my geroep om julle te guide. Die Here het my geroep om te bid vir julle. En dit hou my grounded op die grond dat I need to pray each and every day for you. And I want to ask you to pray for me and my wife as well. As pastors, we need your prayer. We need your support. We are human beings. We can fail. Kan ek 'n grappie vertel? Julle wat gebeur met my Dinsdag? Dinsdag gaan ek gym toe, né? En ek het lekker geoefen. Moet my nie judge. In elk geval, en nou het ek 2 paar sokkies. Ek weet of julle 'n paar sokkies van hou, maar hy's 'n stukkende sokkies ook, man. Daar's 'n sokkie wat ek van hou, man. En ek besluit, die Heilige Gees sê vir my, Lucian, ek moenie hy kouse aantrek nie. En my range het al vir my gevra, wat bly jy met die kouse? Gooi weg hy goed, want as iets gebeur, dan sê hulle is die vrou. Kyk, ja, die vrou is opgedres, maar kyk hoe lyk die man. Maar in elk geval, maar ek hou van hy kouse, man, is so vale. Nou nie die vale nie. Sê hy nie, wat kan julle wys, maar in elk geval, kyk hier nie, net die Gees wat die Here sê vir my. En ek gaan vir julle sê, kom ek julle vertel, you need to be dependent on the voice of God. Die Here praat in verskillende maniere. En die Here sê vir my, man, trek jou ander kouse aan. En ek dink, nee man, ek hou van Diva. Ek wil Diva aan nou aantrek, Mona. En hier gaan ek lekker, ek luister, podcast, kerk toe, vol van die Here. En ons het ons ijsbrekers by die kerk aan. Weet julle, wat is die ijsbreker? Ons moet ons skoene uittrek. Adele, ek weet nie wat ek kan toe die suster. Ek is al op die phone al, ek is al op dit. Natasha vra net vir my, wanneer dan nou? When? Ek sê, no, I'm on the phone. Ek moet bely, ek en Nicholas het daar in 'n hoekie gestaan. Toe sê ek vir Nicholas, die ou het nou by 'n stuk in 'n kouse aan. En ek dink toe by myself, Cliff, wat gaan haal jou ander paar kouse wat in jou sak is. Maar toe ek my kouse wil gaan haal, toe besef ek, my sleutels is in die sak wat voor in die kerk staan. So hoe gaan ek kyk hier en het hulle mos so, hulle by Hou Family het hulle mos as ons wou en dan hulle die wat hulle op die kameras is en hier staan hulle net by my en ek sê ek fokus 'n bietjie daar, ek is op die phone. En toe sê weg, kyk, toe trek ek daai skoen. Kyk hier, ek het nog nooit 'n skoen so vinnig uitgetrek. Kyk, hy het hom so slaan, Opiel. Wow, sê nee, ek is reg man, ek was op die phone gewees. Ek het so wonder hoekom as jy kaal moet ek loop. Hoekom ek dit vir julle noem is that you as klein goedjies, but you need to become aware of the voice of the Lord. Die Here het nou vir my hy gesê, is nou 'n grap wat gebeur het. En dis wat dit my grounded hou. I cannot do life alone. I need Jesus and I need you guys to pray for me. Amen. Amen. Ek dink ek wil nog so 'n laaste vraag vra vir beide van julle. Ek sal like my altyd se perspektief te hoor. In marriage, jy moet nou balance nou. Right? Jy het nou ministry, jy het nou jou titles outside of the marriage. As ek nou kyk byvoorbeeld aan sommige mense is
onderwysers, sommige mense is pastore, sommige mense is, supervisors by hulle werke, maar dan kom jy huis toe, dan moet jy man of vrou wees. How do you balance, hoe behou julle die balans in julle huwelik? Deur nie die ministry title op die accolades van buitekant in te bring, op jou identity van buitekant in te bring en te sê, okay, this is now, as ek nou dink aan, ek glo nie, jy kom van die kerk af en vir jou vrou sê, maar die Here het gesê, jy moet my koffie maak. I don't believe that, eh? Sommige kere. So vertel ons bietjie van hoe julle die balans behou tussen julle twee. Die naam pastoor beteken pastor. It means ek is a shepherd. I need to take care of the flock. So it's not a title. It's a gift that God gave me. So I'm also a shepherd of my family. So your first church started at home. Ek kan nie dubbele lewe lei by die huis so en hier as ek hier kom hanteer ek vir julle so ek smile met Karen. Was ek by die huis kom en ek my vrou so aankykie. No. I need to love her as Christ loved the church. En hoe ek my balance daar is, soos ek by die huis is met my vrou, soos ek by die kerk met my vrou. En ek sê, jy noem nie vir my pastorie, want ek sê jou pastorie, ek jou man. Nie pastor, die nie. Dis bokkie of... You understand? Jy noem vir my pastorie, ek sê jou pastorie. Ek is jou pastorie, B. Ek jou man. Want baie keer kan jy die titel opbring en dan maak het of die kinders moet vir my pastor sê, nee, ek is hulle pa. Hulle weet wie ek is. En dis hoekom in die kerk ook, jy sal hoor in our family, ons sê, my name is Clifford Sheldon, I'm the lead pastor. Nee, my name is Pastor Clifford, nee. You understand why? It's okay to call me Pastor Clifford. I don't have a problem, but the title doesn't define me. I define the title. You understand? I define the title. Without me, the title means nothing. And God keep us grounded to remind us a pastor is daar, het het geleer, nie, the pastor nie, we are servants. We must remain servants. In Emerentia, remind me ook baie, as ek baie keer moeilik wil raak, en dan sê, dis wat die pastoor doen gaan, dan sê ek, nee, ek is jou man. En Marensa, ek het iets geleer by Clifford, hy het gepraat van die helper, en ek weet, jy speel 'n groot rol. Jy speel 'n baie groot rol om nie net die pastoor grounded te hou en hom te laat hoor van die gees van die Here af nie, maar ook om hom ook te guide waar om te luister, om sy blind spots te check. And again, hoe balanseer jy dit? Ja, soos wat Clifford ook nog gesê het, alles begin by 'n mens se huis. En as jy nie in jou huis regte leiding kan vat of liefde kan gee of net 'n oor te kan gee vir jou vrou of vir jou kinders nie, dan kan jy mos nog nie 'n kerk lei nie, jy kan mos nie 'n ministry lei nie. En die Here het vir ons geleer dat ons alles begin by ons huis. En ek en Clifford het tyd begin maak vir mekaar, soos ek gesê het. Ons het ewen tyd begin maak om saam te stap, saam fiets te ry. So ons het ons spesifieke tye wat ons uitsit vir alles. En die belangrikste is om die Here die middelpunt te maak van alles. En die gesprek ook, even wanneer ek 'n gesprek byvoorbeeld met Clifford sal hê, sal ek vir die Here guidance vra, Here, hoe nou? Hoe benader ek nou byvoorbeeld vir Clifford rondom hierdie ding? Want die is 'n moeilike ding wat ek nou vir hom moet sê of wat. Maar die Here is die Here en hy is bly getrou en sy Heilige Gees guide jou altyd hoe om vir jou man te sê, kyk, nie so nie. Baie kere is hy bietjie taaf op sy spanne. Dan moet ek vir hom sê, Clifford, nee. Delete gewoon hy boodskap en dink gewoon mooi. So ja, die Here gebruik vir my om vir Clifford, dis hoekom ek is sy helper, ek is aan sy sy, en dit is waar die Here my wil hê. So ons kan lekker met mekaar kommunikeer in ons huis. Dit balance ook ons lewe uit, die feit dat ons net daar is vir mekaar, ons kan saam lag, ons kan saam van net, en dit is die belangrikste wat ons lewe kan uitbalanseer. Tyd te maak, die belangrikste is om tyd te maak met mekaar, saam dinge te kan doen, dat die een nie sy ding doen en die ander een doen sy ding nie, maar dat ons almal saam, net soos in die ministry saam is, dat ons by ons huis, saam met ons kinders, saam met ons families, altyd die tyd sal spend. Amen, amen. Nou voordat ons afsluit, ek het dit vinnig, 30 seconds, elkeen 30 seconds. What is your favorite value in our family? My favorite value is teamwork. Teamwork. En hoekom is your favorite value teamwork? Because the Father, the Son, and the Holy Spirit, they're one, but they're also a team.
they are one. So teamwork is important because we're the body of Christ. Elke part in die lichaam, alhoewel hy hoe klein kan lyk, hy elke net 'n spesifieke funksie en saam maak ons die lichaam van Christus. En teamwork hou my op grounded. It's like if I don't believe in teamwork, dan gaan my kop nog groter word, as you understand. Yeah. It reminds me that we need one another. Yeah. Yeah, that's why teamwork is for me. Dankie pastor. En Emerentia? Vir my is familie. Familie, want ek is 'n familiemens. Ek hou van familie. En die Here het vir my, behalwe my eie familie, die Here vir my julle kom gee. En dis hoekom ek is so lief vir julle. En die Here help my om vir julle te kan serve. En dit is hoekom ek so lief is vir julle, want julle is my familie. Amen. Voor ek Pastor Emerentia vra om ons te bid, gaan ek net gou vanaf julle koers vra. Coffee or tea? Coffee. Okay. Ja, jy moet obviously geantwoord. Early morning or late night? Early morning. Late night. Hey bo. Wat is Emerentia se grootste strength? Sy is my skerpskutter. Nee? She's a prayer warrior. Okay. Emerentia, wat is sy grootste strength? Hy is passionate oor alles. Come on. En dan natuurlik nou een woord wat hierdie seisoen in jou lewe beskryf. Harvest. Harvest. Harvest, hulle is in samesyn mense. Kom ons gee hulle nog 'n ander klap, kom aan.